In jou boek sal jy sien, daar's die twee hande van die bediening. Die ene hand is die gawes en die ander hand is die vrug van die Gees. Die Heilige Gees stel my en jou in staat om vir God te werk. Die Heilige Gees bring nie net wedergeboorte in ons lewens nie, roep ons nie net tot geestelike groei nie, maar bemagtig en bekragtig ons vir dienswerk vir die Here. En daar's twee maniere hoe hy dit doen. Eerstens, deur om die vrug van die Gees in ons lewe te ontwikkel. Die Heilige Gees bring die vrug wat liefde is, en eintlik al wat die vrug van die Gees is dit, dis die manier hoe die Heilige Gees my meer en meer maak soos Jesus. Die tweede hand waarop ek 'n klein bietjie meer tyd wil spandeer is die gawes. Nou, ons het almal ook gawes. Almal wat gelowig is, almal wat gered is, het die Heilige Gees. En dit beteken per definisie, ons het ook gawes van die Gees. Nou, voordat ons praat oor die gawes, wil ek dalk net hê, in jou boek moet jy die studie doen oor wat die vrug van die Gees is. Daar's 6 belangrike verse oor die vrug van die Gees wat jy moet bestudeer en eie maak om te verstaan. Die vrug van die Gees gaan eintlik oor jou geestelike volwassenheid. As jy mens Korintiërs lees, dan sê jy kan al die gawes hê, maar die gawes vertel niks van jou volwassenheid in Jesus nie. Die vrug doen. Hoe meer van die vrug ek in my lewe het, hoe meer het ek van Jesus in my lewe. Hoe meer vrug ek dra, hoe sterker is my volwassenheid. Die gawes daarteenoor is wanneer die Here my toerus om vir hom te werk. En ongelukkig kan dit so wees, dat ek die gawes van die Gees beoefen, maar ek is self nog nie 'n volwasse Christen nie. So daarom moet my en jou fokus primêr wees op die vrug van die Gees. Maar ek wil 'n paar eenvoudige stappe vir jou gee, want ek weet baie mense sukkel hiermee. Hoe ontdek ek my geestelike gawes? En daar's baie toetse en ons baie boeke geskryf daaroor, maar ek dink daar's 5 eenvoudige stappe wat jy moet volg om die gawes van die Gees in jou lewe te beoefen. So, is jy reg vir stap nommer 1. Hoe ontdek ek en ontwikkel ek die gawes van die Gees in my lewe? Nommer 1, skakel aktief by die kerk in. Weet jy, wanneer ons regtig die Nuwe Testament lees, sien ons die gawes van die Gees het spontaan gekom. Dis nie iets wat jy moes gaan soek of iets wat jy moet gaan ingrawe of iets wat jy 'n toets moes gaan doen nie. Jy het net begin werk vir die Here en die gawes het spontaan gekom. Baie mense beleef nie die gawes van die Gees in hulle lewe nie, want hulle is nêrens aktief nie. Mense wil die gawes van die Gees hê, soos ek en 'n vriend van my, ons hou daarvan om tools te koop. Ons gaan gereeld en koop toerusting. Miskien moet ek sê dis Rian, want hy sit ook hier so, hy neem die video's op. En partykeer is dit so, dat jy iets koop net omdat dit oulik is, en dan het jy dit, maar jy gebruik dit nooit nie. En mense het daai benadering met die gawes ook. Hulle wil graag die gawe hê, maar dit het geen bedoeling om dit te gebruik nie. Dis die ding, ek moet nie fokus op die gawes nie, ek moet fokus om aktief betrokke te wees in die koninkryk van die Here. So dis stap nommer 1. Die stap nommer 1 wat ek moet neem is, word betrokke in die bediening. Stap nommer 2 is, leer die gawes ken. Paulus sê in 1 Korintiërs 12 vers 1, wanneer dit kom by die gawes wil hy hê, niemand moet oningelig wees nie. Hy wil hê ons moet ingelig wees oor wat die gawes nou. Die boekie Geestelike Gawes of eintlik die boekie die Heilige Gees is op ons Bybelstudieplatform. Jy kan hom gaan aflaai en 'n hele studie doen rondom die Heilige Gees en daar is 3 hoofstukke in rondom die gawes. Gaan lees dit deur, werk dit in jou stilte tyd deur en word diep bewus van wat is die verskillende gawes en wat dit doen. Stap nommer 3 is om die vraag te vra, waar pas ek in? Wat geniet ek om te doen? Waar sien ek die Here se seën in my lewe? Waar sien ek myself werk in die koninkryk? So sien jy weer eens, die fokus is betrokkenheid, nie gawes nie. Fokus jy op die betrokkenheid, word deel van die koninkryk, word deel van die werk van die Here en die gawes sal kom. En wanneer jy agterkom, partykeer moet jy eers begin betrokke raak. Jy weet nog nie waar jy wil betrokke raak nie. Raak dan by enige plek betrokke. Gaan groet mense, bedien hulle met koffie, gaan deel goed uit, gaan word net betrokke en kyk. Oor tyd gaan jy agterkom waarvan jy hou. En dis gewoonlik baie keer waar die Here jou die gawes gaan gee en dan fokus jy op dit. Stap nommer 4, waar gebruik die Here my? Jy kan baie keer terugkyk en sê, hierdie Here iets gedoen in my lewe, hierdie Here iets gedoen in my lewe. En dan kan jy baie keer die gawes reeds daar sien. Weet jy, baie keer beoefen ek en jy gawes reeds. Ons kom dit net nie agter nie. En dis hoekom dit belangrik is om die vorige stappe te volg sodat jy dit kan identifiseer en kan uitken en kan ontwikkel. Maar as jy terugkyk, kan jy sien waar die Here jou al gebruik het. Fokus daar. En dan natuurlik stap nommer 5 het ek nou die hele tyd oor en oor gesê en ek wil daarmee afsluit. Fokus, fokus, fokus. Fokus op bediening. Wanneer ek en jy 'n taak gaan doen, as ek 'n kas wil bou, dan koop ek nie eers die toerusting nie. Ek beplan eers die kas en dan beplan ek wat se toerusting het ek nodig om die kas mee te bou. En net so die bediening. Ek fokus op dit wat die Here my roep om te doen en die gawes sal dit volg. Nie andersom nie. Ek gaan kry nie eers 'n klomp gawes en dan besluit ek wat die Here wil hê ek moet doen nie. Ek word eers betrokke waar die Here wil hê ek moet betrokke raak en dan sal hy vir my die gawes gee waar hy my wil gebruik.
Ek hoop hierdie het vir jou baie duidelikheid gegee. Wel, dalk moet jy teruggaan en net weer die 5 stappe gaan kyk, net neerskryf en kyk hoe jy dit in jou eie lewe gebruik om seker te maak jy ontdek die gawes van die Gees in jou lewe.